Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Loof die Here, o my siel. Alles hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Koning in ons harte, word verheerlik. Halleluja, halleluja, wonderbaar is hy. Hy red die siel, hy verlos die hart. Halleluja, loof die Heer, wonderbaar is hy. Wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Die koning in ons hart, word verheerlik. Halleluja, halleluja, wonderbaar is hy. Hy red die siel, hy verlos die hart. Halleluja, loof die Heer, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Goeiemôre en hartlik welkom hier op Vrydagoggend 17 Julie 2026 hier op die Dak Facebook radiostasie waar jy bemoediging, aanmoediging, hoop, leringe ontvang vanuit die woord van die Here terwyl ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Jy is kind van die Here, jou siel, jou innerlike is in hemelse plekke. Dis by die hemelse Jerusalem, daarbo, daar waar die vryheid is, hierdie aardse Jerusalem, Israel, is in gebondenheid en die woord van die Here leer vir ons so mooi. Ons siel is daar by hemelse plekke, waar die 10.000 van engele, die 10.000 is letterlik miljoene, want die woord miljoene het nog nie in die Bybel bestaan toe hy geskryf was nie, so die 10.000 van 10.000 is miljoene, by God die Vader wat groter is as alles en almal, wat alles gemaak en geskaap het. God is nie afhanklik van enige iemand nie, want hy het almal gemaak. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? En die Here Jesus Christus, wat die vyand oorwin het, die vyand wat die siel van die mens in die hande gekry het by die tuin van Eden. God het die mens volmaak geskaap. Hy sê in die begin, en hulle was naak, en hulle het hulle self nie geskaam nie. En hy naaktheid beteken net reinheid, hulle was rein, skoon, nuut gewees. Daar was die sonde waaroor hulle self geskaam het teenoor God en teenoor mekaar nie. Maar toe die sonde inkom, toe skaam hulle self. Ja, toe kom hulle agter, maar daai reinheid en daai heiligheid wat hulle in die begin mee geskaap het, nie daai broosheid
is nou bevlek met duisternis, met sonde. Toe probeer hulle dit toemaak met vyeblare, maar dit het nie gewerk nie. Hulle probeer wegkruip van God, maar dit het nie gewerk nie, want God is oral deur middel van sy gees. En omdat die gees van die Here in hulle siel was, kon hulle in elk geval nie vir God weggekruip het nie, want God kommunikeer en ons is verbind aan God deur middel van die gees wat in ons gestort is deur Jesus Christus by die wedergeboorte. Goeiemôre almal, julle is lekker wakker vanoggend vroeg, almal daar vanuit Pretoria uit, hierso in Langebaan, reg deur daar by Loetswil, sien ek die naampies gou hierso in opflits, daar so in Van 'n Bylpark sien ek die mense is ingeskakel, Bloemfontein, Stoffberg, ag liewe land, julle is lekker vroeg uit die vere uit, wakker, dalk lê julle nog daar lekker in die kooi, né, met 'n beker koffie. Daar so kom Lydia ingeskakel, daar's 'n vereniging, Lindy daar in Johannesburg Suid. Ek het daar so vir jare gebly, net so om die hoekie, daar was sy bly, wat 'n tyd was, ek het daar my lewe met die Here reggemaak, dis waar ek ook tot bekering gekom het, en van daar af is ek getroud ook, Johannesburg Suid. Goeiemôre Lydia, as jy nog by die werk, wag jy vir 'n lift, dat weet ons 'n bietjie, hoe gaan dit daar so, ons bly ernstig bid vir Alf, dat die Here ook daar so deurbreek, en ook natuurlik vir jouself ook, Lydia, dat die Here vir jou die nodige krag, liggaamlike krag, wysheid en insig sal verleen om alles te kan behartig, soos wat dit nodig is, en sal voorsien in elke opsig. Nou ja, prys die Here, ons het volgende weer lekker bid saam voordat ons saam met Karen gaan Bybel lees. Ja, ek gaan sommer begin net om te bid. En as jy 'n spesiale gebedsversoek het, asseblief sit dit hier op die kommentare op Facebook. Daar kom die Rode Poorters ook in, Elmarie Dollar Raso uit Van 'n Byl ook, daar sy is ook ingeskakel, sien ek. Ag, wat 'n lekkerte om almal se naampies en gesiggies so te sien. En as jy of jy kan vir Karen direk 'n WhatsApp stuur, en as jy gebedsversoek het, as die tyd ons inhaal, en jy wil graag hê ons moet nog steeds vir jou bid, ons sal bid ook in Karen se Bybelleesprogram. Ons het nie 'n 100% vaste struktuur nie, ons kan ons struktuur verander volgens die behoefte wat wel daar is. Hallo my liewe Lydia, baie seën met jou verjaarsdag vandag. Ons bid ernstig dat die Here ook vir haar sal deurbreek op haar verjaarsdag, spesiale dag, vandag vir haar, in haar druk, in haar benoudheid, is dit ook haar verjaarsdag, so ons gaan vanoggend vir haar ook bid. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê, vir u groot liefde, u groot genade en u groot barmhartigheid. Vader, dit is so groot, babatjie sê altyd so groot. Vader, dit is groter as wat ons stem kan rond en dieper maak om die grootheid en die majesteit van u uit te beeld. Ewige Vader, ons wil vanoggend vir Lydia bid. Here, dis haar verjaarsdag vandag, 'n jaar het verbygegaan, intussen het hulle lewe met die Here reggemaak, met u reggemaak, Vader. Hulle is gedoop, hulle het die pad begin stap, en die druk en die verdrukking is daar, Vader, is elke dag daar, die druk is op hulle, Vader. Wanneer ons u kind is, Here my God, ek gaan nou werk besig om klaar te maak vir werk. Loof die naam van die Here, Vader, en ons wil vir Lydia bid. Terwyl sy ook, Here my God, besig is om klaar te maak vir werk, nog 'n dag in te gaan, weet nie wat die dag gaan inhou nie, Vader, wil ons vir haar bid vir haar gesondheid, dat u haar sal bewaar ook in gesondheid, dat u haar liggaam sal oprig ook. Vader, ons weet dit het 'n geweldige tol op haar liggaam ook, Here. En ons wil vra, Vader, dat u in hierdie dag haar sal seën, Vader, met die oorvloed van u rykdomme uit die hemelse plekke, om hulle te verlos en vry te maak van die dinge in hierdie wêreld wat so wat soveel bekommernisse en sorge is in ons harte. Vader, ons wil u net loof en prys dat u vir die oorwinning gee en die uitkomste sal gee wat nodig is, volgens die barmhartige wil van u, Vader. U is so groot, u barmhartigheid is niet elke dag, Vader. En ek wil u loof en prys, u is getrou om die kinders te help en uit te help en voor hulle uit te gaan. En so ook vir Lydia wil ons bid vir hierdie dag en die jaar wat vorentoe is, dat u haar die insig en die wysheid sal gee, Vader, om 'n geestelike lewe
Vader, halleluja, in besit te kan neem, vooruit te kan gaan, staande te kan bly, en vir hulle tydelik ook te help en te ondersteun en deurbrake te gee waar nodig is, oorwinning te gee, voorsiening waar nodig is, asseblief Vader. Hulle het dit so uit die hand nodig. Ons wil U net loof, en ons wil U net prys, en ons wil U net eer, en ons wil U net verheerlik, want U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid, Vader. Ons loof en ons prys U in die naam van U Seun Jesus Christus, wat Vader na Lydia se saak kyk, Here. U kyk na Alfred se saak, U is bewus van hulle, U woord leer vir ons, wanneer U kinders in benoudheid is, U is saam in daardie benoudheid, as daar gebrek is, as daar honger is, as daar siekte is, as daar pyn is, U kinders is saam, U is saam met Lydia, U is saam met Alfred, U is saam met Stefan, Vader. En ons dank U, Vader, vir die oorwinning, die verlossing en die bevryding, wat U ook in hulle saak kan laat deurbreek. En ons eer U voor, Vader, in Jesus se naam. Ewige Vader, ons wil bid, Here, vir U, dat U groot genade en barmhartigheid nog baie meer, Here, groter gemaak sal word en meer verheerlik sal word in die kinders van U se harte. Dis al waarop ons kan hoop vandag is, dat U, Here, die hart versterk, dat ons geestelik kan staande bly. Geestelik, Vader, want dit is wat U woord ons leer. Kom na my toe en ek sal rus gee vir julle siele. Ons siel het rus nodig, Vader, as ons kan besef hoe groot en hoe kragtig is ons siel en wat sy invloed dit het op ons aardse liggaamlike lewe ook. Here, dan sal ons baie meer tyd aan U spandeer, sodat ons geestelik staande kan bly. En dit is wat U woord ons leer. Ons het dit so mooi gister gelees in die Bybelleesprogram. Die oorspronge is in die hart, dis in die innerlike, dis in die verborgene waar ons nie sien nie. En te veel wil ons, Here, vir ons liggaamlike krag ensovoorts gee en hoop en bemoediging hier uit die vleeslike sake uit, Vader. Intussen, Here, is daar 'n plek van verborgenheid. Daar's 'n binnekamer, daar's 'n hartskamer. Vader, daar's 'n innerlike waar ons na toe kan gaan, waar U Gees is, Vader, en ons kan uitroep na U toe, en ons kan met U praat, en ons kan ons hart deurgesels met U. U oor is nie te swaar om te hoor nie, Vader. U arm is nie te kort om uit te rek nie, en daarom kan ons hoop kry, daarom kan ons bemoediging kry om altyd na U toe te kom. Vader, soos wat U skrif ons leer, bring julle begeertes, julle behoeftes, julle probleme, julle benoudhede na my toe, bid en roep en smeek vir my, roep is vergadering saam, sodat ek kan antwoord in julle saak, want daar's geregtigheid en nie daar's regverdigheid in U, Vader, en U laat alles geskied in reg en geregverdigheid, Vader. En ek wil U loof en prys. Wanneer ons as U kinders nie bid nie, dan kan U nie ons sake uitsorteer nie. Ons lees dit so in die woord. Baie het nie, hulle kry nie oorwinning nie, omdat hulle nie bid nie. Dan kan ons sê, Here, maar ek bid, ek gee hier skietgebed en daar skietgebed. Vader, maar wanneer ons so in die woord lees, en selfs Psalm 91, hy sê, hy wat vernag, hy wat tyd spandeer, hy wat bly soek, soos die vrou wat elke dag gegaan het, ons sal op die regte tyd gehelp word, as ons nie verslap nie. Vader, en ons wil as gemeente innerlik, Here, saam staan vir ons suster en ons broeder Alfred en Lydia, saam staan vir mekaar. Ons kan nie vir mekaar instaan nie, maar ons kan saam bid, ons kan saam die las dra, ons kan saam uitroep, asof een is wat ook in die selfde posisie is, as een is wat in die selfde liggaam is, in die selfde omstandighede. Ewige Vader, ons roep U aan vir die verlossing, vir die bevryding, vir oorwinning in die kinders van U se lewe in hierdie dag, om geestelik te kan opstaan en te kan staande bly, want as die siel lewe, as daar oorwinning is in die siele, as U krag geopenbaar word in die siel, Vader, en dan het ons oorwinning, dan het ons verlossing, dan het ons bevryding, Vader. Ons wil U loof en prys en eer, Vader. Halleluja, ons bid ook vir Sandra, Vader, ook
besig, Vader, sy het ook 'n dag wat sy moet ingaan as alleen vrou, Vader, wat onlangs 'n man in die dood afgesterf het, Vader, wat ook in die tydelike kop bo water moet hou, wat met Here, haar emosies, haar gevoelens, haar innerlike, alles moet deel, en dan moet sy nog die kliënte ook nou nog gelukkig hou en haar beste na werk doen, Vader, en klandisie kry, ensovoorts, Vader, ons vra vir U dat U ook haar sal oprig, haar sal versterk in hierdie dag, Here, my God, dat sy kan weet, U is daar, en dat sy kan weet ook, sy kan selfs haar tydelike saak na U toe bring, as sy sukkel om daar werkstukkie te doen, dan kan U bid vir wysheid, Vader, die castings wat Roan moet doen en al die dinge, sy kan bid vir wysheid, Vader, dat die werk kan voortgaan, halleluja, dat dit aan nie vermoei en afrem nie, maar dat sy tyd met U kan spandeer en U naam net kan loof en kan pryse, maar wanneer sy voor die rekenaar so sit, dan kan sy bid en sê, Here, help my, ek het insig nodig, ek het wysheid nodig, ek het die vermoë nodig, my man het dit alles gehad, maar ek het U as 'n lewende, ewige man, 'n Vader, God in my lewe, wat alle wysheid vir mense kan gee, en U kan vir my ook die nodige wysheid gee, en ek dank U, Vader, dat U haar help, en dat U haar ondersteun, Vader, en dat U ook vir haar voorsien, in alles wat sy nodig het, asseblief, ewige Vader, terwyl sy bereid is om vas te staan in die werke van U, in die werk van U in haar hart, om te bid en U te soek, Here, my God, is U die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Ons kan U net loof en prys, ewige Vader. Halleluja, ons eer U. Here, my God, ons dink aan ons suster Kitty daar in Stoffberg, Vader. Here, terwyl sy al oud is en daar al soveel siekte en pyne en dinge in die liggaam, wil ons vra dat U haar siel bewaar, dat U haar liggaamlik sal deurdra, en ons wil bid vir Lizelle, Vader, wat haar moet help en ondersteun, en gesê het, oumakie, kom bly my in my huis, my skoon dogter, my skoon ma, kom bly, so ek sal na jou omsien, ek is lief vir jou, jy is my suster ook in die Here, Vader, ons wil bid dat U vir Lizelle sal help, daar is soveel dinge in die dag wat sy moet doen, en dan moet sy vir oumakie ook help, en uitsorteer en bystaan, Here, my God, halleluja, ons wil vra, Vader, dat U vir Lizelle sal versterk, en haar sal oprig, ook geestelik en tydelik, Vader, vir die wysheid gee om alles te behartig wat nodig is, halleluja, sy moet haar kind ook help met die homeschooling deur, wanneer hy weet die skool begin, Vader, daar is soveel dinge op wat op haar skouers rus, en daarom kan ons ook net vir haar bid, om alles te kan behartig, om sy man bystaan, en ondersteun, en ook wat hy nodig het, Vader, U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid, wat help, wat lewe, wat krag gee, Vader, en ons wil bid ook vir die redding van siele, Vader. Dit is die belangrikste, as ons dink so in elkeen, as ek elkeen se naam so sien, as ek elkeen se situasie so sien, Vader, dan dink ek, Here, daar is soveel families waarvoor hulle bid, party se mans of vrouens dien U nie, hulle kinders dien U nie, almal is in een huis, dis omstandighede, Vader, wat 'n mens partykeer nie eens kan beskryf nie, maar Vader, U is die God wat lewe, U weet hoe om te red, U weet hoe om te trek, U weet, Vader, om te oortuig, ons kan nie die oortuigingswerk doen nie, ons kan net sê wat ons moet sê, maar U doen die oortuigingswerk, en ons dank U daarvoor. Here, daar is hulle wat by werksplekke, as ons dink in spesifiek ook in Paula, wat hierdie week met ons gepraat het, oor mense wat nie gered is nie, werkskollegas, hulle harte is seer, hulle voel partykeer, ek kan jou net kom skat, en kom net wakker, en luister en hoor, mens kan so gefrustreerd raak, maar op die einde van die dag, U het dit nie gedoen, die Here Jesus, en ons moet by U leer om net kalm te wees, ons kan net sê wat ons sê, doen wat ons doen, saam met Lindy ook daar by die werk, Vader, hulle het soveel dinge, en daar is soveel uitdagings, en mense rondom hulle wat baie dinge sê, en baie dinge uiter en praat, en
dit maak 'n mens, rem 'n mens partykeer afgesien van die werk. As dit net vir die werk is dit nie eens halfpad partykeer so erg nie. En ons wil bid vir hulle albei in hulle werksplek, dat U hulle gaan oprig, dat die lig wat U hulle voorgebruik het om in SARS te wees, Vader, om siele te red, Vader, om 'n voorbeeld te wees, Here, hulle voorbeeld trek, Vader, hulle voorbeeld doen baie meer as wat hulle ooit sal besef, Vader. Daar's baie mense wat net kyk en sien, is hierdie ding legit, is hierdie ding reg, is dit wat hulle glo die regte saak, Vader, en daarom bid ons vir hulle, vir Lindy, en ook vir Paula, hou hulle staan en rig hulle op, terwyl hulle alleen mamas ook is, wat baie dinge moet behartig, wil ons vra dat U vir hulle ook die wysheid en die insig en die kennis en die verstand sal verleen om alles te kan behartig, liggaamlik en geestelik, Vader. Ons loof U voor in Jesus se naam. Amen. Wow, wat 'n lekker tyd om so saam te kon gebid het. Ja, as jy sien, zip is die tyd verby. Ek kon amper al 5 uur begin het, maar dan dink ek, min gaan seker nog presies 5 uur wakker wees. Maar my kans gee net om so 'n bietjie kalm te raak hier voor al hierdie tegnologie. Nou ja, ek gaan afsluit en ek gaan vir ons 'n lied speel, die onsigbare geloof, en dan gaan ons oorgee vir Karen met haar Bybelleesprogram. So groot geloof, U is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen. Ek is nie waardig, kom nie na my huis, spreek 'n woord, my knegt word gesond. Groot geloof, onsigbare geloof, glo aan God, hy beloon. So groot geloof, U is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen. Jesus, Seun van God, oorwin elke bose mag, geloof wat die wêreld oorwin, soos die Seun van God, sit in die koninkryk van God, onsigbare geloof wat glo, Jesus is die Seun van God. So groot geloof, U is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen. So groot geloof, U is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Klim in die boot, vaar op die see, maar Jesus klim op die berg en bid. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Dit raak donker nag, die wind waai, die storm
die water. Angstig bang die wind waai, hy twyfel en sink. Here help, die Here getrou, help en red, hulle klim in die boot. Die storm bedaar. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Goeiemôre en hartlik welkom hier by die Dak Facebook radiostasie hier op 'n Vrydagoggend 5:30. Is dit nie amazing om so lekker te begin met ons gebed nie? Ons het nou so lekker saam gebid vir almal en ons voel sommer so versterk. Dankie my man, dit was net 'n heerlikheid gewees. En vanoggend se program gaan daaroor om die skrif te lees en dan ook so 'n bietjie uit te lê vir mekaar, dat ons duidelikheid kan kry in die skrif en so 'n bietjie sekerheid kan hê. Môre Karentjie, môre Elmaritjie, hoe gaan dit met jou? Dit is so lekker om almal te sien, vroeg ingeskakel, ek sien dit hier gaan almal se gesiggies op. Lydiaatjie wat vandag verjaar, ons dink aan haar, ons bid vir haar, en dankie vir my man dat sy so lekker en mooi vir haar gebid het, en vir almal wat vandag hierdie dag moet ingaan, ons loof die Here dat hy elkeen deurdra, versterk, krag gee, en nigter hou, waaksaam hou, in die Here hou, dat mens altyd kan besef, ons hoop is in die Here. Amen. As ons so bid, dan weet ons, Here, ons hoop is in U. Ons hoop is nie in hierdie wêreld nie, dis in geen mens nie, dis in U. En as mens daai ding kan besef, dan kry mens sommer soveel vrede in 'n mens se hart. Ag, dankie Elmaritjie, jy's te oulik. Nou loof die Here, kom ons begin vanoggend met ons Bybel lees. Ons begin sommer hier in Matteus 15 vers 21. Kry jou Bybel gereed en dan lees ons so saam deur die woord van die Here. Van Matteus 15 vers 21 af, as jy 'n notaboek en 'n pen en wat ook al bymekaar wil hê, so vroeg in die oggend daar op jou bedjie, is jy baie welkom. En natuurlik ook, as daar enigiets onduidelik is, wat jy 'n vraag oor wil vra, sit dit vir ons in die comments, ons kan dit vir jou antwoord, of nou, of dalk later, of dit kan ook 'n hele boodskap raak. Mens weet nie, so dit wat jy nog nie verstaan nie, dit wat jy 'n vraag oor het, dit wat jy verstaan, sit dit ook vir ons daarop. Dis lekker om te sien, hoe verstaan almal die skrif. Nou kom ons lees van Matteus 15 vers 21. En Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. So hier sien ons dat Jesus Christus moes net die evangelie aan die Jode kom verkondig. Hy moes hulle kom genees en uitsorteer en al die dinge en vergifnis aan hulle kom predik. Dit was nog nie vir die heidene gewees nie. Nou hierdie Kananeese vrou was 'n heidense vrou gewees. So hy mag nie eintlik aan haar die evangelie verkondig of enige iets vir haar gedoen het op daardie stadium nie. Dit is wat hy hier probeer sê. En sy kom en sy val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dis nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Nou, ons moet verstaan, die heidene was gesien as honde, so dit is hoe hulle gesien was in daardie tyd. En dit is wat Jesus vir ons sê, dat ek kan nie dit wat ek vir die Jode moet gee, vir jou kom bring wat 'n hondjie is nie. Yes. Dis wat hy vir haar kom sê. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafels van hulle baase afval. So sy het haar dadelik onderwerp
aan dit wat hy gesê het. En sy sê vir hom dat as hy maar net 'n krummeltjie kan kry, as hy maar net 'n bietjie kan kry van wat hy kan doen vir haar. En haar hart is so oop en ontvanklik, net vir daai bietjie wat hy vir haar ook kan gee. En sy sê, Here, ek sal tevrede wees. Net met daai krummeltjie wat van die tafel afval, dat ek dit ook kan eet. Sjoe, dit is so mooi gesindheid, is dit nie? Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees, soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Nou, dit is my so mooi om te dink dat eers 3,5 jaar later het die evangelie na die heidene toe gegaan, as ek reg is my man. Nadat Jesus uit die dode opgestaan het, toe moes hulle nog vir 3,5 jaar, die disippels wat toe apostels is, moes nog vir 3,5 jaar nog die evangelie net aan die Jode verkondig. En toe kry Petrus 'n droom van hierdie laken wat uit die hemel uitkom. En dit lees ons nou hierso in Handelinge 11 vanaf vers 5, jy kan dit gerus daar gaan lees. Wat hy toe nou al hierdie diere gesien het. Want op die mens is mos die simboliek van die diere is van mense. Want ons geaardhede is soos diere, as ons nie die Here dien nie, nê? Dis presies wat dit is, want ons tree op baie keer met daai impulsiwiteit en alles van diere, daai aggressie en al die dinge van diere. En dis hoe die mens, dit is die simboliek van die diere, van die mens. Ja, want die woord leer vir ons dat as ons nie bekeerd is, ons is soos redelose diere, né? Yes. Paulus sê hy het op 'n menslike wyse met diere geveg. Yes. So ja, dit is so, daai simboliek is maar net mense en ons mag nie mense onrein ag nie, né? Yes, so ja, dis wat die Here daar vir hom gewys het. Jy mag nou niemand meer onrein ag nie, want die heidene was onrein. Hulle was onrein geag, want honde is onrein. Yes. En toe besef hy, maar nou kan die evangelie uitgaan ook na die heidene toe. En toe het hy ook mos na Kornelius hulle toe gegaan, en hulle het hulle self bekeer, en die Heilige Gees ontvang, en die tale gebid, en al die dinge, en dit was in die opgewondenheid, want hy was met vas en gebed voor die Here. So ewen die heidene se harte was by die Here gewees. Ek dink meer as die Jode baie keer. Was die heidene se harte oop om te ontvang wat hulle moet ontvang. So ja, dit is baie mooi. So dit is wat ons hier kan verstaan. Eers later moes die evangelie aan die heidene verkondig word. Maar hierdie vrou het al reeds uitgeroep en sê, Here, help my. Sjoe, is mooi, nee. Is baie mooi. Toe gaan Jesus daar van haar weg en kom by die see van Galilea, en hy het op die berg geklim en daar gaan sit. En ondertussen kom daar groot meniges na hom met krepeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle. En hulle het die by die voete van Jesus neergesit en hy het hulle gesond gemaak. Sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, krepeles loop en blindes sien en hulle het die God van Israel verheerlik. En ek het gister so 'n bietjie gaan kyk na die verwysende skrifte in Jesaja, wat hy profeteer oor al hierdie dinge wat Jesus Christus sou kom doen. So ja, dit is die profetiese woord oor die Here Jesus Christus wat daar in Jesaja geuiter is. Dit is so mooi. Dit het in vervulling gekom, dit het gebeur. Dit het in vervulling gekom. Elke jota en elke titeltjie wat daar neergeskryf is, het gebeur. Presies soos dit hier in die Here Jesus Christus plaasgevind het. Wow, so daar's geen jota, geen titeltjie van die Ou Testament nog uitstaande wat nog moet gebeur. Alles het gebeur. As mens so na die profetiese woord kyk en jy sien hoe dit in vervulling gekom, dan maak dit 'n mens so opgewonde om te besef alles het gebeur. Vers 32. Toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. En sy disippels sê vir hom, waar sal ons in die woestyn soveel brode kry, om so 'n groot skare te versadig? Toe sê Jesus vir hulle, hoeveel brode het julle? En hulle antwoord, 7 en 'n paar visse. Nou ja, hier was dit die tweede keer, dat hy die brood en die visse vermeerder het. En hy het bevel gegee aan die skare om op die grond te gaan sit.
Toe neem hy die 7 brode en die visse en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en die disippels aan die skare. En hulle het almal geëet en versadig geword en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het was 4000 man, buiten die vroue en die kinders. As ek net dink aan 7 brode en 'n paar visse en is 4000 manne en vroue en kinders. Joh, dit is 'n skare. En daai 7 brode en paar visse het vir almal kos gegee en dit het oorgebly. Ja, dit is net so amazing. Ek dink ook partykeer by die konferensie vermeerder die kos sodat ons dit weet, maar daar is so 'n oorvloed. Ja, dit is wat ek nou Jan dink. Here, baie keer het ek weet nie hoe gaan ons daai mense voed daar nie, maar tog, as ons terugkom dan deel ons nog uit. Ons gee nog en sê laai in die karre, vat huis toe, is dit nie so amazing nie. Ja, dis wat nou weer vir ons voorlê, nee, dis die konferensie, dit wil mense hart so bietjie in 'n benoudheid vasgryp en dan dink jy, Here, laat ek net bid. Whatever moet gebeur, U sal help, U sal uitsorteer. O, jete, lyk my ek slaat hier ietsie. So ja, prys die Here en tog besef 'n mens dat ons het nou al in die vorige enetjie ook daarvan gepraat, dat ons moenie die Here soek net vir daai voorsiening nie. Ons moet hom soek omdat ons hom werklik wil dien, omdat ons wil hemel toe gaan, omdat ons 'n verhouding met ons hemelse Vader wil hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. En ons wil hom ook so lief hê. Is dit nie so nie? En baie keer is dit asof 'n mens net worry oor die voorsiening. Net worry oor die brood. Gaan ek hê en gaan ek nie hê nie. En as 'n mens nie het nie, is mens baie keer so omgekrap. Mense hele gemoedstoestand word baie keer bepaal deur wat jy het en wat jy nie het nie. En mens kyk rond en jy raak onvergenoegd wanneer 'n mens rondkyk. As om te besef, die woord van die Here sê so mooi, ons brood en water is gewis. Ons behoefte vir die dag sal voorsien word. En dit nou dink ek ook weer daaraan, dat die woord sê, as jy kos en klere het jy niks tekorte nie. En as jy ook nie het nie, maak dit ook nie saak nie. Want die groot ding is, Paulus hulle het geleer in honger, in benoudheid, in swaar, in alles het hulle geweet, maar hulle is meer as oorwinnaars in die Here. Hulle moet bly die Here dien, of hulle het en of hulle nie het nie. Want baie keer is dit ook so, dat wanneer 'n mens nie het nie, en jy besef die tekort, dan is dit asof jou hart ewe skielik oopgaan om uit te roep voor die Here. En terwyl jy bid en soek oor baie dinge tydelik, kan die jou hart ook oopmaak om werklik 'n verhouding met ons hemelse Vader te hê. As ek nou so dink aan die hele saak van ons lewe ook, baie keer dan dink ek hierdie nag, Here, en dan die angs sweet tap my af omtrent, van benoudheid baie keer oor dinge. En dan wil ek by die Here wees en ek wil met hom praat en ek wil vir hom vra en ek wil vra vir al hierdie dinge en voorsiening en al die dinge. En terwyl mense praat, dan kom die woord by jou wat jy die volgende oggend gaan bedien en dit raak so lekker en dit raak so opgewonde en dit maal deur jou en dan is dit 'n liedjie wat jy deur jou maal en jy besef wat die woord sê en dan dink jy, Here, maar ek het hier eintlik kom vra vir my tydelike saak. Maar as jou hart nie kan oop wees voor die Here, en dis baie keer daai druk wat ons forceer om by die Here te wees, want as dit goed gaan, dan voel jy die Here is met jou, die Here is by jou, die Here keer jou lewe goed, jy's okay, jy's sharp, en jy voel nie eers daai druk, dat jy werklik by die Here moet uitkom nie. En dan natuurlik, finansiële druk, baie keer is daai een wat jy op jou knieë hou, wat sorg dat jy jou hart bly oopmaak. Maar ten minste gaan jy na die Here toe, ten minste begin jy met hom praat. Maar dan moet jy ook jou hart so oopmaak, dat dit naderhand glad nie eers meer gaan oor jou tydelike saak nie, dat jy iets uit die woord van die Here uit kan verstaan. Ek lag baie keer as ek daar opstaan en dink ek, Here, ek het nou begin met hierdie saak, maar dit het geëindig in 'n heerlikheid om werklik die woord van U te kan verstaan en te kan begryp en die lewe wat daardeur kom. Ek kan vir U sê, dan voel jy nie eens meer jou tydelike saak is enigiets nie. Die konferensie is enigiets nie. Jy worry nie eens daaroor nie, want jy besef die rykdom van die woord. En as die Here mos nou die woord vir jou oopmaak en jy verstaan dinge, dan weet jy mos nou die Here het jou gehoor. Yes. Jy moet net geduldig wag en bly volhard om hom te dien. En whatever nodig is, sal hy vir jou voorsien, dit wat jy moet hê.
En dis altyd die probleem, dit wat jy moet hê, nie dit wat jy wil hê nie. En dis 'n groot saak wat ek ook baie in my lewe moes uitsorteer. Nie wat ek wil hê nie, dit wat ek moet hê. En daarmee moet mens vergenoegd wees. Wow, dis net so Amen, mooi, dis mooi, amazing. mooi. Ag, prys die Here. Nou, ek het vir ons 'n lied geskryf ook oor dit. Soek hom nie net vir dit nie, want hy's baie meer as net die Amen. brood. Yes. Hy's die brood van die lewe. Lewe, Die brood van amen. reinheid en waarheid. En dit is waarmee ons moet fees vier. Ons het mos nou die feeste gedoen Yes, hierdie week in die amen. Bybelstudie. Nou ons moet fees vier met die brood van reinheid en van waarheid. Jy moet hierdie heerlikheid en blydskap elke dag in jou hart hê, net omdat jy die Here kan dien. Nie omdat jy bly voel nie. Jy weet jy's gehoorsaam. Jy weet jy moet aangaan om die Here te dien. En jy moet in daai waarheid en reinheid bly wandel. Iemand sê gister vir my, dink ek die wederkoms van die Here is baie naby. Want die benoudheid in haar hart was geweldig. En dit tref my weer. Here, U herinner ons. Ons moet wakker bly, ons moet wakker wees. Die hele tyd voor U aangesig. Ons moenie in die slaap gaan raak nie. Ons moenie gaan wegval nie. Ons moenie met die wêreld besig raak nie. Ons moet die hele tyd daai bewustheid in ons hart hê. En dit gaan nie net oor die wederkoms nie. Ons kan môre sterf. Jy weet nooit wanneer jou laaste dag op hierdie aarde is nie. En dit is hoekom ons altyd die Here moet bly dien. Altyd getrou wees aan die Here, sodat wanneer whatever gebeur, jy reg is vir dit wat moet gebeur. So, prys die Here. Ons is opgewonde. Wel, Marie, partymal wil jy dit moet hê. Partymal wil jy dit moet hê. Yes, jy voel jy moet dit hê. Dit is lewensbelangrik. Maar dan besef jy dit glad nie nodig nie. Dis sommer net lekker luxury wat jy nou soek. Ja, prys die Here. Ag julle, dis so lekker om so oor die woord uit te lees en mekaar so te herinner, myself te herinner. Ek kan vir julle sê, die woord lees herinner my elke dag van alles in my lewe. En om die Here te bly dien, om wakker te bly, om waaksaam te bly, om te bly soek, die tyd uit te koop, die liedjies wat so maal in die mense kop, wat woord gebaseer is, dan is dit, koop die tyd uit, dan weet jy, o Here, U praat, en dit gaan so deur my, dan is dit die kwaad van 'n man wat met 'n mens praat, dan is dit hierdie en dan is dit daai, en dis so 'n heerlikheid, dis so 'n lekkerte, want dis lewend, dis kragtig, die woord van die Here, en dit word ook so geopenbaar in die liedere, en hoe lekker kan 'n mens dit so sing, en sing, jog, en dan raak dit net nog meer vas in 'n mens se hart. So kom ons luister lekker na hierdie lied wat ek geskryf het, soek hom nie net vir die brode nie, want hy is baie meer as dit. Kom ons sit hom gou hier op. Innig jammer was hy vir die wat honger was, vermeerde brode en visse laat hul eet, nog oorgebly, soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit, wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God. Vier fees met brood van reinheid en waarheid, leef nie van brood alleen, maar elke woord van God, vervul die hongerige met die goeie, soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit, wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God. Wie volhard tot die einde, sal nie honger en dors hê, geen hitte of traan meer nie, soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit, wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God, soek my nie net hiervoor, ek is meer
elke woord van God. Wow, is dit nie amazing nie? Hy is baie meer as hierdie aardse brood. Yes, En mens dink daaraan dat dit is baie keer wat 'n mens moedeloos maak in die Here. As jy nie kry wat jy wil hê nie. Dit maak jou geweldig moedeloos. En dit maak jou baie keer kwaad vir die Here. En dit maak jou baie keer omgekrap met die Here. Want dit is wat jou siel moet voed. Dit is wat jou siel na hunker. En ek dink weer daaraan volgende, hoeveel keer worry ons nie oor die voeding van ons siel nie. Ons worry net oor die voeding van hierdie ou liggaam. As hy honger is, jy kan nie vinnig genoeg jou draaie kry by daai kombuis om 'n broodjie of whatever in die hande te kry en in jou mond te druk nie. Maar as die siel honger is, as dit uitroep, dan wil ons dit baie keer dooddruk met sonde. Ons wil vir hom kos van sonde en ongeregtigheid inprop en sê wees tevrede. So, dit tref my net vanoggend. Om te besef, baie keer wil ons daai stem stil maak van die Gees wat ons herinner om te bid. Want die Gees is voortdurend daar, hy wil bid, hy wil met die Here praat. En dan druk mense dood en jy druk dit dood en jy druk dit dood, tot dit naderhand stil raak in jou binneste. Ja. Dit tref my net vanoggend verskriklik baie om daaraan te dink. Wil jy iets sê, my man? Ja, dis 'n groot ding wat hy besef dat as ons kan besef eintlik hoe kragtig is jou siel, hoe groot is jou siel. En hy kan net gevoed word deur die brood van die lewe. Ja. Dit is wat die Here Jesus sê vir sy disippels sê. Dis julle sonder verstand. Verstaan julle nie hierdie geestelike dinge nie? Verstaan julle nie hoe dit werk nie? Die dinge kom uit die hart uit. En ek sien nou Sandra se kommentaar ook hier, daai van die deel van die klaaghuis in Prediker wat hy sê die wyse man is daar by die klaaghuis, maar die dwaase is by die partytjies. Want die wyse man oordink, hy besef daar's 'n ewige lewe. En om daai ewige lewe te beerf en in te gaan, moet hy gevoed word deur die woord van die lewe, die brood van die lewe. So dit is net amazing om daaraan te dink dat as ons werklik waar kan besef, jou siel moet gevoed word sodat jou liggaam kan dra en ons het dit agterste voor Dis so. So, my man, dis geweldig. Ons dink weer volgende aan die liedjie, al sou die vye boom nie bot nie. Al sou daar geen vee meer wees nie. En hy sing so lekker. En dit is so lekker en is so lekker tune en jy dink, "Jo, Here, ek sal U bly dien tot dit gebeur." Dan wil U ons nie meer die Here bly dien nie. Dan raak ons kwaad en omgekrap met die Here. Want dan voel ons hy het ons verlaat. Hoe vinnig sê ons, die Here het my verlaat. Die Here kan jou nie verlaat nie, sy Gees is in jou hart. Hy is daar in jou hart, in jou binneste. Dis ons wat wegtrek deur ons eie begeerlikheid. En dit was die sonde van die begin af. Dit was daai begeerlikheid gewees. En as ons dit kan besef, Here, ek moet U net dien en ek moet aangaan en whatever ek nodig het, sal U voorsien. En as U nie voorsien nie, moet ek daarmee ook vergenoegd wees. Amen. Want dan moet ek dit aanneem en verstaan en besef dat ek kan nog steeds oorwin in U sonder hierdie goed. Yes. Sjoe, dit is so mooi. So kom ons sluit af vir oggend en baie dankie dat u saam met ons geluister het vanoggend. Dit was so 'n heerlikheid. Ons begin maandag by Matteus 16 en dan gaan ons lekker daardeur lees. Baie interessante dinge wat voorlê. En ek dink daar is sommer weer aan die lied van leef van die woord. Ons praat vanoggend so lekker leef van die woord. Besef jou siel moet leef van die ewige brood, die lewe, die woord van God. Dit is waaroor ons siele moet lewe. En daai opgewondenheid wat ons baie keer in ons innerlike ervaar, dit is wanneer daai voedsel in jou siel is. Jou siel is gevoed, jou siel is opgewonde. Is dit nie lekker om daaraan te dink nie? Ai, dan sit ons af en dan raak ons weer besig met die wêreld. En ongelukkig is dit hoe dit is. Maar ja, terwyl ons kan, laat ons hierdie siel voed, hierdie innerlike voed. Loof die Here. So kom ons sing lekker saam met hierdie lied leef van die woord. En 6 uur môreoggend is dit die musiekuur saam met Stanley. Asseblief skakel in. Ons hou julle sommer vroeg uit die vere uit die hele week. Ek dink daaraan Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag het ons iets vir almal. So skakel in elke dag. Dit is
in die weekdae, maandag, donderdag en vrydag 6:30, dinsdag en woensdae aande 6:30, saterdagoggende 6:00 en sondagoggende 8:00. Dan is dit sommer vir die kinders en alles. En môre is daar ook weer 'n tyd vir die kindertjies, 'n slot vir die kindertjies. Skakel en geniet dit saam met ons. En die ou mensklap. Ons geniet die ou mensklap verskriklik baie, want ons is nou deel daarvan. Ons verstaan hom nou bitter mooi. Ek wou sê, toe ek nou jonger was, ek altyd gesê, nee, ek wil nou eendag niks met ou mense te doen hê nie. Nou geniet ek die ou mense meer as enigiets anders. Want ons is ook oud nou. Afgesien daarvan, ek 'n mens raak wyser, hoor. Tracy, ja, mens verstaan baie dinge meer. So kom ons luister lekker leef van die woord. Geniet dit saam met ons. Julle met 'n baie lekker dagie. Ons bid vir almal, ons is lief vir almal en geniet julle dagie. Van die woord moet ons leer. Van die woord moet ons leer. Laat gaan Egipte in die hart. Hy het jou uitgelei. Gedoop in Christus. Die wêreld afgewas. 'n nuwe mens opgestaan. Van die woord moet ons leer. Van die woord moet ons leer. Laat gaan Egipte in die hart. Besny van hart en oor. Jy lewe oor en verstaan. Nou lief vir God. Jy gaan sy koninkryk in. Van die woord moet ons leer. Van die woord moet ons leer. Laat gaan Egipte in die hart. Deur die woestyn gelei. Leer om uit die woord te leef. So word die ou mens afgelê. Die nuwe mens gaan sy koninkryk in. Van die woord moet ons leer. Van die woord moet ons leer. Laat gaan Egipte in die hart. Van die woord moet ons leer. Van die woord moet ons leer. Laat gaan Egipte in die hart.